Hartlik goeiemôre ook aan almal wat inskakel vanoggend by Wandel in die Woord. Dit is maandagoggend, die 8de Desember en dit is lekker om mekaar te mag groet in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Ons is steeds besig met die reeks rondom innerlike genesing en hierdie week kyk ons na genesing en die waarde van belydenis. Of dan terwyl skulderkenning, skuldbelydenis, nê? En ons teksvers vir die week is Jakobus 5 vers 16. En dit klink as volg: bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Is dit nie 'n mooi teks nie? Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Nou so rukkie gelede was ek in 'n geleentheid of dan terwyl 'n mannekonferensie geleentheid gewees en daar begin een van die persone toe nou hulle verlede se sondes bely. Maar dit was nie lank nie, toe kom ek agter, maar dit het op 'n manier tot my deurgedring. Hierdie mense toon nie regtig berou oor hulle verlede nie. Hulle spog amper daaroor. Die een wil vertel hoe rof was hy en die ander een, hy was eintlik nog 'n klein bietjie rowwer. En hoewel hulle weet dit was verkeerd en hulle dit as 'n belydenis voorhou, het dit my opgeval, hulle is eintlik trots daarop. Hulle is besig om by mekaar te spog oor alles wat hulle gedoen het en probeer mekaar se goedkeuring daarvoor kry. Nou ja, hierdie soort belydenis is nie ware belydenis nie. En dit kan natuurlik ook nie innerlike genesing bevorder nie. 'n Ware belydenis is die soort belydenis wat genesing bevorder. En daarvoor moet dit uit jou hart kom en regtig vol berou wees. Daar moet 'n jammerte wees dat jy verkeerd gedoen het, dat jy die Here se hart met jou optrede seer gemaak het. Daar moet 'n innerlike hartseer wees omdat jy mense te nagekom het en in die proses eintlik die Here se naam skade aangedoen het. Mense moet egter ook daarteen waak om tydens jou belydenis in 'n selfbejammering of selfs 'n staat van depressie of selfveragting te verval. Terwyl jy bely, moet jy tog altyd onthou, jy het verkeerd gedoen, maar daar is skuldvergifnis in ons Here Jesus Christus. Dis hy wat daai skuld kom verwyder. Die Here het jou lief, net soos jy is. Dis nie nodig om jouself verder te veroordeel of te verwerp nie. Selfveragting beteken jy verwens jouself oor jou foute. En dis nie berou nie. Berou beteken jy is opreg jammer oor jou foute. Met ander woorde, daar's 'n verskil. Selfveragting beteken jy verwens jouself. Berou beteken jy's jammer. 'n Gesonde belydenis gaan gepaard met berou, maar sonder selfveragting en selfverwerping. Geliefdes, kom ons stop vanoggend daar en dan gaan ons môre aan. Nou kyk ons bietjie na die bepaalde voordele wat daar is in 'n opregte belydenis van jou skuld. Kom ons maak die oë toe en dan bid ons saam. Here, ons sê Here, dankie dat ons weet by U is daar vergifnis. En dat U dieper kyk as net diep. U sien ons hart en U sien ons motief en U sien ons gesindheid. Dankie Here, dat ons altyd voor U kan kom in opregtheid, egtheid, eerlikheid en met 'n hart vol berou, seer berou. Jammer Here, dat ons U teleurstel. Ons bid dit vanoggend vir mekaar en vir die breë kerk en mag die Here jou gebed vanoggend aanneem en mag daar 'n stuk genesing, verligting en vrede oor jou gees kom spoel. In Jesus se naam bid ons dit. Amen.